lees graag vir ons net een vers uit 1 Samuel 25. Die eerste vers sê, en Samuel het gesterwe, en die hele Israel het saamgekom en oor hom gerouklaag en hom begrawe in sy huis in Rama. En Dawid het hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Paran. Ek glo u sal met my saamstem dat ons 'n baie besonderse kykie in Dawid se hart kry deur die lees van die skrif. As daar een man was wie se borskas vir ons oopgeknoop word, is dit hierdie man na God se hart. Ons geleesde teks verklap ook iets van hom. Hy het dadelik gereageer op die nuus van die dood van Samuel. Kommentators is dit eens dat Dawid vir 2 redes onttrek het na die woestyn Paran. Een was vir veiligheid, die tweede was om so sy volksgenote die dood van Samuel te beween alleen. Hy was immers baie lief vir Samuel, 'n geestelike vader vir hom. In 'n wêreld waar so min mense saamstem oor enige iets, en waarin daar so min eenheid is dit besonders om te lees dat 'n hele volk oor Samuel gerouklaag het. Ex unitate vires is die ideaal, maar eintlik baie skaars. Ons wêreld het baie politieke partye, baie opinies, baie standpunte en baie waardes. Daar is so baie denominasies in die kerk van ons Here Jesus, wat mekaar soms driftig sal aanvat oor hulle verstaan van die skrif. Maar hier was al hierdie mense, 'n hele volk, een in hulle waardering en besef dat Samuel 'n man was wat gemis gaan word. Hier was 'n ware ou heilige. Hulle was bewus dat hy eg was. Van Samuel se eerste gebed as seun in die tempel, spreek want u knegt hoor, 1 Samuel 3 vers 10, het hy met God gewandel. Onberispelik, standvastig, bruikbaar en met gesag. Die geheim van sy wandel is juis 1 Samuel 3 vers 10, dat hy gehoorsaam was aan God. Een van die mees dramatiese gedeeltes in die woord is immers 1 Samuel 15. Saul veg teen Amalek. God gee sy opdrag aan Saul in die 3de vers van daardie gedeelte. Ga nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvlek tref alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie. Maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Maar ons weet Saul het anders gehandel uit vrees vir sy manskappe, volgens die verskoning wat hy aangebied het. En dan die teks wat my altyd so bietjie laat sidder weens die gesag, die goddelike gesag waarmee Samuel dit aan die koning kon oordra. Daarop vra Samuel, maar wat vir 'n gebler van kleinvee is dit in my ore, en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? Vers 14 van daai gedeelte. Ongehoorsaamheid was nie in Samuel se verwysingsraamwerk nie. Dit was vir hom ondenkbaar, maar vir Saul tog so maklik. Die volk het Samuel en hulle welles vir 'n koning verruil en vervang met Saul, maar Samuel het onverskrokke aan God vasgehou en hom gedien. Saul het dalk nie dieselfde liefde en agting vir Samuel gehad as Dawid nie, maar hy het hom gevrees. Hierin, liewe luisteraar, die uitdaging vir my en u vanoggend. Hoe lyk u en my wandel? Is hulle in ons huis, ons skool, ons werksplek, ons sportklub bewus van ons wandel met God in absolute gehoorsaamheid? Vir Saul sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van ramme. F.B. Meyer het geskryf dat die dood van 'n goeie man enige tyd 'n reuse verlies is. Maar vir Israel, wat deur 'n wrede, koerslose koning geregeer was Samuel se dood 'n onmeetbare verlies. Dan skryf hy dat ons so moet leef, dat ons gemis sal word wanneer ons sterf. Vroeg in Januarie staan ek by 'n oop graf van 'n man wat ek moes begrawe. Terwyl die ondernemer die draers organiseer, hardloop die oorledene se 2 seentjies na die graf, loer na onder en die oudste vra my, oom, is dit waar ons pappa gaan bære? Ek het empatiek ja geantwoord, terwyl my hart vir hulle wou breek. Stilweg het ek gedink dat die munisipale gat nie die enigste leemte moet wees wat my en u dood eendag moet los nie. En wanneer die graf toegegooi word en settel na die eerste reën, soos die ou mense sal sê,
moet die holte in die grond nie ons enigste voetspoor wees nie. Douglas Crossman het eenmaal in 'n boodskap vertel van 'n vriend van hom, 'n opvolger van die bekende Martin Lloyd-Jones wat iewers in Wallis by 'n gemeente gepreek het. Terwyl hy preek, stap 'n man laat in die erediens in en gaan sit op die galery. En vertel hy, die oomblik toe die man instap, raak die prediker so diep bewus van die Here se teenwoordigheid in die diens. Hy wil graag weet wie die man is, het hy gesê. En net toe hy verder wil vertel, en ek my ore gespits het, hoor ek die suis en klikgeluid van die ou kaset waarna ek geluister het, wat klaar was. Nou sal ek nooit weet wie dit was nie. Dit moes 'n besonderse man gewees het, 'n godsvreesende man met 'n binnekamer deur week van gebed. Toe knip die ou 45 minuut kaset die ou storie kort, maar ek dink toe, dis soos 'n blanko check. Ek en u kan ons name daar invul, en die Here vertrou dat ons wandel soos Samuelsin kan wees. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid net saam. Dierbare Here, baie dankie dat Samuel vir ons 'n voorbeeld is van godsvrees. 'n Man wat met u gewandel het, gehoorsaam, toegewyd. Ag Here, mag daar iets in ons hart kom wat ons 'n honger en 'n dors sal gee na so 'n wandel met u. Mag ons lewe 'n leemte los as ons hierdie aarde moet verlaat. O Here, help ons dat ons met God sal wandel. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.